Goeiemôre, dis 16 Desember. Ons gaan gou oor 'n paar refugee en lewe in Amerika vra vir 16 Desember. Eerste vraag. Hoe kan ek 'n living annuity wettiglik uit Suid-Afrika uitkry? Sorry, ek is nie 'n financial expert nie. Ek kan daai vraag glad nie antwoord nie. Jy sal na jou plek toe moet gaan waar die annuity is en vir hulle vra wat se stappe om te doen. Maar ongelukkig het ek nie 'n antwoord vir daai een nie. As jy nooit gewerk het nie, wat kan jy doen as jy in Amerika kom? Enige ding wat jy aandink. Daar's nie 'n beperking hier nie. Hier is soveel unskilled work, jy kan dit nie glo nie. Unskilled betekende, jy het nie daai spesifieke skill vooraf nodig om my werk te begin doen nie. Hulle train jou in die werk. Hier's oorgenoeg, 'n hoop van dit. So, maak nie saak of jy nog ooit in jou lewe gewerk het nie, jy kan vir enige iets getrein word. In baie plekke betaal jou salaris van dag 1 af, train jou en dan doen jy die job. Want almal kort werkers, daar's 'n tekort aan werkers oralster. My daughter goes to 8th grade. Do they also choose subjects like in South Africa? Yes, they have some subjects they choose from. Most of them are standard subjects. And it all depends on which school system, which state, even which school county system they're in. But the basic stuff you get in South Africa and for high school education is what you get over here, and then 1 or 2 extra stuff. But they have some subjects they choose from. And I can't tell you which ones because it's different from state to state. Wat is die doel van 'n weermag separation sertifikaat wat ons moet kry in Suid-Afrika? Daar's 'n groot rede vir dit. Amerika wil sien dat jy nie nog dienspligtend verantwoordelikheid in Suid-Afrika het nie. So jy moet 'n separation sertifikaat kry wat wys jy het jou diens gedoen of jy is nie meer oproepbaar deur SA vir enige militêre diens nie. Want dit help jy trek en dis hulle wil kyk daarna. Hulle wil nie mense moet trek Amerika toe en dan kom die Suid-Afrikaanse regering en sê stuur die man terug, hy skuld ons militêre diens of iets nie. So dit is die rede. Dis hoekom almal wat Amerika toe kom, alle mans wat Amerika toe kom onder 'n sekere ouderdom moet van hulle tuislande af 'n dokument saambring wat wys dat jy nie meer dienspligtigheid in daai land het van waar af jy kom nie. Nou, obviously, dis daar baie min lande in die wêreld wat diensplig het, maar nog steeds, daar's niks wat jou weermag of jou land kan keer om 'n dienspligstelsel in te stel en op te roep nie. So jy het daai ding nodig om te wys jy het reeds diens gedoen en jy's nie iemand op 'n lys wat verwag kan word dat jou land jou trek vir 'n oorlog nie. Wat is die doel van unabridged birth certificates? So, die enigste doel van unabridged birth certificates is die birth certificate wys die beide ouers se goeders ook. Gewone geboortesertifikate wys nie al die inligting nie. Dis maar net 'n full birth certificate. Dis wat hulle in Amerika gebruik. Hulle gebruik nie hierdie short versions soos ons in Suid-Afrika gekry het toe ons jonk en klein was nie. So dis hoekom jy moet unabridged birth certificates het. Dit wys die volle details van die pa en die ma. En dieselfde moet marriage certificates, volle details van albei partye. Dan ek gaan alleen. Moet ek steeds my marriage certificate wys en saambring? Ja, jy moet. Jy moet wys, as jy getroud is, moet jy wys. Nou my vraag is, as jy getroud is, maar jy gaan alleen oorkom. Nou weet ek nie, jy weet, kyk ek is nou 'n agent in sê nou maar ek is nou een van die agents in die ambassade in Amerika, en julle wil nou refugee program hê, en hier kom jy en jy sê, wel, ek gaan alleen, my vrou bly agter. Die vraag gaan opkom, so veer sy dan nie persecution nie, maar net jy. So, is iets wat jy moet aan dink, as jy daai proses wil volg, jy kan ook nie vir hulle lieg en sê, is nie meer getroud nie. En die rede vir hoekom jy nog steeds moet jou marriage certificaat wys en alles, hulle wil sien aan wie jy nog gekontak, jy weet, familie gewys, wanneer jy trek, en is daar iets wat agterna kan kom. So, dit is al wat ek kan sê.
Jy kan try, maar jy moet dan nog steeds, jy moet die dokumente bring wat jy moet bring. Onthou, as hy mense jou vra vir enige dokumente, ek het dit iemand met 'n vorige keer het vir my gesê, vra, as hulle my vra vir die, hoekom moet ek dit vir hulle wys? Jy hoef nie. As jy nie wil kom nie, hoef jy nie vir dit te wys nie. As hulle jou iets vra, moet jy dit vir hulle wys. Om jouself arrogant te hou met hulle en te sê, ek gaan nie veel wys, jy het dit nie nodig nie. Dis fyn, jy gaan nie jou pad kortlip vir oorskuif. Iewers het ek 'n berig gister gesien van iemand, ek weet nie, wat jy kan demands maak van waartoe moet jy gaan en so al. Moet nie daai ding try nie asseblief. Ek het iewers gesien, jy kan demand dat jy by 'n spesifieke plek gesit word en nie by 'n ander plek of so iets nie. Good luck. Ek sal dit nie try nie. Dan, wat is die beraamde koste van 'n CDL-proses om jou CDL in Amerika te kry? Ek het vroeër vandag kyk bietjie daarna, vir die wat wil commercial driver's license doen in Amerika. Ek het 'n video gemaak van wat is die proses. Jy gaan definitief nie meer in kan kry terwyl jy refugee is nie. Eers as jy permanent resident is, as jy 'n groen kaart het, kan jy dit doen. Wat is die koste gewys? Die koste kan wees van minus $3,000 of $4,000 'n maand tot $3,000 'n maand. Wat bedoel ek met minus tot plus? Daar's plekke, soos my maatskappy, wat jy nie 'n sent moet betaal vir die training om 'n CDL te kry nie, en jy kry 'n volle salaris van dag 1 af. En ons sit jou deur training. Soos daai company gaan jou deur die training sit, hulle gaan jou help om die CDL te kry, en jy kry 'n vol salaris van dag 1 af. Dan is daar ander wat sê, nee, jy moet die skool bywoon, die skool kos $3,000 of $4,000 of $5,000, en dan gee ons vir jou salaris as jy begin werk, en jy moet dit terugbetaal oor 3 jaar, 5 jaar, of whatever die case may be. Baie, meeste plekke nou, vat jou, lei jou op, cover die koste van die CDL, en ja, sit jy deur, en gee jou salaris. So, dis hoekom, dit kan minus $3,000 'n maand wees, en dit kan plus $3,000 'n maand wees, iewers in daai range. So kyk maar net rond as jy wil dit 'n commercial driver's license doen. Kyk vir plekke wat jou sal oplei verniet, en hulle betaal jou salaris van dag 1 af. Ander plekke as jy oplei verniet, betaal jou salaris. Jy hoef dit nie terug te betaal nie. Ten minste, as jy vir hulle nog 2 jaar gaan werk daarna, dan hoef jy dit terug te betaal nie. Maar as jy binne 'n jaar of 2 jaar of iets koot by die company, dan gaan hulle vir jou sê, okay, betaal dit terug. So, dis verskillende kostes. Kan jy grond of huis koop as 'n refugee? Yes, jy kan. Jy kan property koop as 'n refugee. Enigste probleem is, jy gaan cash moet hê, want die kans dat jy 'n mortgage gaan kry as 'n refugee is baie klein tot 0. Want onthou net, hier's nou 'n bank moet jou 'n mortgage gee. Hulle kyk vir risk assessment. Jy's 'n refugee, jy wil by hulle mortgage uitneem van $300,000. Hulle gaan nie, daar's niks waarborg dat jy nog steeds vir die volgende 5 maande of 'n jaar of 3 jaar of 10 jaar in die land gaan wees nie. Jy kan die geld by hulle kry, die mortgage nie disappear, weet land uit, jy weet so iets. So, jy gaan net baie moeilike mortgage kry. Maar jy kan property koop as 'n refugee, property of land of iets. Jy gaan baie, soos ek sê, jy gaan dalk net sukkel om 'n mortgage te kry. Tot jy ten minste 'n permanent resident is en jy het alles en hulle sien, okay, jy wil hier bly. Kan jy van SA af aansoek doen vir internships, soos byvoorbeeld ek wil opgelei word as 'n electrician, kan ek by al 'n plek aansoek doen vir internship en die studies so goed gaan? Jy gaan nie regkom nie. Ek kan nie sê jy gaan glad nie regkom nie. Jy kan try, jy gaan maatskappye moet soek wat internships vat. Jy gaan hulle kan try en vir hulle sê, dis jou plan, jy's besig, jy's besig met 'n refugee proses en eventually gaan jy uitkom, kan hulle jou so lank, maar die kans dat jy so gaan regkom is amper 0. Iemand vra, wat gebeur by die citizenship seremonie, by die dag wat jy 'n landsburger word? So, dis 'n seremonie wat elke Vrydag of whatever in 'n stad gebeur. Jou naaste stad waartoe hulle jou stuur, jy gaan in die hof in. Dit is in 'n groot hofsaal, almal wat daai dag burgers
skap gaan kry is in die hofsaal. Jy doen papierwerk vooraf en dan is daar maar net 'n judge wat daar staan en jou insweer en vir jou sê, okay, baie geluk, jy's nou 'n US citizen en jy doen die Pledge of Allegiance en al daai goed, jy sign die papiere en jy kry jou citizenship vorm. So dis wat basies daar gebeur by so 'n seremonie. Het vat gewoonlik net so uur. Mense sê daar's baie probleme. Partykeer is jy by 'n Homeowners Association subdivision bly. Is dit so? Ek bly in 'n Homeowners Association subdivision. Ons betaal Homeowners Association fees. Ons is $73 vir elke 3 maande. Vir elke kwartaal, 73, that's it. Dit beteken hulle vat daai geld en hulle sny die gras vir die community area en waar die parkie is en al die tipe van ding, hou mooi skoon en netjies. En daar's reëls wat sê jy mag nie ou stukke karre op jou grasperk hê nie, en jy mag nie karre in die straat laat staan nie en al. Dis nice van so iets. Dit hou die neighborhood netjies. Met ander woorde, dit hou die waarde van die huise hoog. Mag jy byvoorbeeld 'n groentetuin hê in so 'n huis, soos waar ek bly. Hang af van die association se rules, maar ja, ek het 'n groentetuin gehad vir 'n paar seasons in die backyard en so aan. En dan vra die mense ook, ja, en soos by hierdie plekke, baie mense sit backyard fences op, privacy fences. Is jou groentetuin of iets het in jou, solank dit net nie sleg lyk nie, en dit moet nie, soos myne is in die backyard binne in die privacy fences, nie iets wat mense loop hier daar deur en so aan nie. So dis nie 'n risiko vir mense om maar te loop en te trip oor iets of so iets nie. Geen probleem nie. Ander ou sê, ja, ek sal ook vir my vensie wil opsit vir my honde, om, jy weet, in die backyard lekker rond hardloop. Onthou, dis al 2025, die tegnologie het gevorder, jy het nie meer 'n hele fence nodig om jou hondjies in te hou nie, of honde, of hondjies. Jy kry hier so 'n necklace wat jy om die hond sit, jy weet, sy strappie wat jy om sy nek sit, en hy werk elektries, met elektries. As jy op jou selfoon sit jy, merk jy 'n merk agter in die yard, die area waar hy mag speel, en jy los hom, hy hardloop, as hy by daai edge kom, dan sok het hom in die nek so 'n bietjie, en draai terug. So, dis en raak ook gewoond waar is die fence, so jy kan sien, hulle hardloop binne 'n dag is hulle gewoond aan, waar kry hulle 'n ligte buite in die nek, en dan weet hulle moet daar binne by, en hulle kan nie oor die fence gaan nie, so dis 'n invisible fence. En dis nie bad vir diere of iets nie, dis net om te remind, so jy kry sulke goeie, so jy hoef nie regtig 'n fence op te sit nie. Jy kan dit gebruik as jy wil, maar as jy wil, kan jy 'n fence opsit, en dat jou honde kan wild hardloop agter in die yard, hulle kan nog steeds sonder die fence, maar tegnologie is daar wat jy kan gebruik. Hey, okay, dis al die vrae vir vandag vir die refugee program in live in die USA. Ons sal definitief Saterdag middag 4:00 SA tyd, sal ek 'n live show doen met my special guest. Sal weer in die live show wees, Saterdag middag 4:00 met my special guest, 4:00 Suid-Afrika tyd, special guest, laat weet almal wat mamas is, en ladies wat ook wil inskakel, wat 'n lady se, wat jy call dit nou weer, se mindset of 'n lady se inputs wil sien van hoe's lewe in Amerika, iets van 'n, want ons mans, ons het ons nie, worries nie, ons weet, sê ons mag, ons is 'n bietjie anders te geskroef, ons pas sommer gou aan, maar die ladies is anderste, so as jy wil 'n input van 'n lady af hê, ek sê nie die special guest is 'n lady nie, maar dit is 'n vrou. Maar Saterdagmiddag 3:00 SA tyd, live show met my special guest, sien julle dan